Ek wil begin deur 'n storie en ek het 'n belewenis gehad dat toe ek en my vrou van verlof af teruggekom het, toe is dit so asof die Here sê hy vat die vlak van woordbediening in ons lewe na 'n volgende plek, na 'n nuwe, na 'n dieper dimensie. En is dit nie interessant dat vandat ek terug is, preek ek meer vir ou mense, senior burgers nie. Wees dink as jy, as die Here jou 'n woord gee vir 'n nuwe seisoen, dan gaan dit mos nou jong mense wees en dit gaan mos nou 'n sekere tipe mens wees. Nee, die Here het 'n sin vir humor. Nou ewe skielik bedien ek weer by ouete huise en dies meer. Maar so kom dit by my, die woordjie vrymoedigheid. Dis 'n goeie woord om presies te kan weet wat die definisie is. Ons dink baie keer vrymoedigheid beteken voorbarig. Maar as ons dit in die Bybel moet lees, dan beteken vrymoedigheid iets anders. Dit beteken om bold te wees, om selfvertroue te hê, verseker oortuig te wees. Hier is die stelling wat ek vanmôre weer wil begin. Mense is meer vrymoedig om oor wêreldse goed seker te wees. Daarom praat ons eerder daaroor as wat hulle vrymoedig is om oor God se goed seker te wees. Is ek om mense met groter oortuiging oor iemand anders se foute kan praat as oor hulle eie. Vertel my bietjie, wat doen jy verkeerd? Ja, maar dit is hier die punt nie, dat ek sê, dan het die gesprek nie 'n punt nie, jy is 100% reg. Dis maklik om te vertel en te praat oor wat doen iemand anders verkeerd. Maar as ons kom by heiligmaking, dan het ons nodig om te gesels oor dit wat jy al jare verkeerd doen. Vrymoedigheid kan nie gebeur sonder oortuiging of sekerheid nie. Dit kan ook nie werklik eg wees, vrymoedigheid, konteks van die Bybel, sonder die leiding van die Heilige Gees nie. So word ek genooi hierdie week en ek is weer by 'n praatjie, wat ek die praatjie moet gee. En is asof die Here met my praat oor spesifiek hierdie groep. En hier is die ding, vrymoedigheid is nie net jou manier nie. Vrymoedigheid beteken partykeer, Here, hierdie is nie mense hierdie is nie my dam se gaanse nie. My dam se eende nie. Leer my dan, hoe gaan ek dit sê? En ewe skielik, omdat ek bereid was, leer die Here my, omdat ek nie oorhaastig was nie. Bereid, as dit God is, het nie nodig om oorhaastig in te sluit nie. Ek vat so asem in asem uit, en ek begin, soos wat die Here my wys en lei, en toe ons klaar is, toe hoor ek die oom sê, pastoor, jy het vandag ons harte geraak. Wil jy nie ook sommer vir ons dit en dit bid nie? Ek staan verstom oor die goedheid van die Here, dat mense na die tyd na my toe kom en pastoor, jy het geen idee nie. Sê ek het geen idee nie, want dis God se idee. Kan ons die Here eer vir sy Heilige Gees? Man, ons is niks sonder sy Gees nie. Kan net werklik eg wees, as ons op sy leiding staat maak. Hier is baie dinge wat ek voel ek wil sê en doen. Ons raak baie keer en ek voel ek wil hierdie goed sê, want dit kom uit my gees uit. So, bear with me.
Partykeer wil ons vies raak vir ons huweliksmaats. Maar jy moet eintlik vir die Here dankie sê, vir alles hulle jou so bietjie net sê, hoorie, het ons gebid hieroor. Het ons gebid hieroor. Is dit wat die Here vir jou gesê het jy moet doen? Ek wil vir jou bysê dat jy moet ook weet dat as jy doen wat die Here vir jou sê om te doen, moet jy nie altyd te wagtend wees van 'n hengse applous nie. Mense gaan nie noodwendig jou aancheer omdat jy gehoorsaam is. Hoeveel van ons word in vandag se lewe, en hoor mooi, ek vind niks fout nie, maar ek vra vir myself dieper geestelike vrae. Hoeveel mense is mooi Christene? Maar ons weet nou nog nie of hulle gehoorsaam is. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars. Wat beteken dit? Luister in die nuwe vertaling. Daarom dan, broers, staan ons onder 'n verpligting. Met ander woorde, jy kan net sowel sê, daar's 'n moed betrokke. As jy wil werk toe gaan, staan jy onder 'n verpligting om at least uit die bed uit op te staan. Want anders te gaan jy nie by die werk kom nie. Dis 'n verpligting. Daarom dan, broers, staan ons onder verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. Dankie tog. Maar hoeveel van ons is slawe nou nog van verkeerde besluite wat jy 10 jaar terug gemaak het? As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Ons staan onder 'n verpligting, maar nie teenoor die sonde. So teenoor wie staan ons onder verpligting? Ons moet die Heilige Gees blootstelling gee. Hoekom? Want dit bevestig dat jy kind van God is. Moet die Heilige Gees blootstelling gee. Ons staan onder 'n verpligting. As die Gees in jou lewe is, kan jy nie sonder genade wees nie. Nou, kom ons beweeg terug. Almal wat hulle deur die Gees laat lei is sy kinders. As ons dan onder 'n verpligting staan om as kinders van God deur die Gees gedryf en gelei te word, wat beteken dit? Waarom laat ons onderskeiding ons nog in die steek? Wat het van ons onderskeiding geword? As jy sê jy is kind van God, dan beteken dit jy word deur sy Gees gelei. Hoekom sal die Here jou lei om van jou geld te verloor wat jy hard voor gewerk het? Hoekom sal die Here jou lei om op 'n ander man se vrou verlief te raak terwyl jy nog getroud is? Ja, maar pastoor, die Here het my hierdie kar gegee, dan mag jy nie met jou 10de die karpaaiement betaal nie. Wat het van ons onderskeiding geword? Is dit nie waarom ons sukkel om vrymoedig te wees nie? Nou sê die Here vir jou vandag, jy gaan vandag en jy gaan soetery en jy gaan vir daai ou moet bid, dan sê jy, Here, dis die grootste skelm in die dorp. Maar as jy onderskeid is werklik van God af, sal jy vrymoedigheid hê om dit te doen.
Ek het 'n vraag oor hoekom ons Pinkster geesvervulde mense nie vrymoedig kan wees nie. Ek glo dis een van die fynste, intelligentste strategieë van die Satan om jou net te laat twyfel. En te sê, jy is nog nie daar om dit te kan doen nie. Jy gaan dit nie kan bekostig nie. Hoe behoort ons die kinders van God uit te ken in hierdie donker wêreld? Jy kan hoor hulle is geesgeleid. Hoor my hart. Jy gaan nie hoef uit te vind wat se kerk is hulle nie. Jy ken 'n kind van God uit as jy kan hoor. Hierdie persoon neem nie besluite ligtelik nie. Hulle is vrymoedig, maar nie oorhaastig nie. Hulle is uitgesproke oor die saak van God, maar nie uitgesproke oor iemand anders se issues nie. Matteus 5. Baie bekende skrifgedeelte, maar ek vertrou die Here dat hy dit vir ons oopbreek vanmôre. Matteus 5 vers 14. Hy sê daar: "Julle is die lig vir die wêreld." Met ander woorde, jy is hier vir die wêreld. Of jy dit wil weet of nie. Nou het ek 'n probleem dat ons Christenmense, ons Pinkstermense kom nie in die wêreld nie. Hoe maak jy lig as dit rondom jou lig is? Jy raak lui. Jou lig raak al hoe dowwer. Maar jy kom kruip tussen ander se lig weg. Dit is baie maklik om te sê, ja, maar ek is in hierdie kerk, maar as jou lig dof is, gaan almal wat rondom jou lig maak, het nie noodwendig sien nie, want daar's genoeg lig. Maar as jy in hierdie wêreld ingaan, dan word jy gekonfronteer met hoe dof jou lig regtig is. En die kerk is nie gereed vir daai konfrontasie nie. Ons is te fyngevoelig. Een stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens 'n lamp op, of mens steek nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Lig beklemtoon. As jy werklik lig het, mense wat lank in die donker gewoond geraak het, sit vir hulle vinnig die lig aan, sonder om vir hulle te sê ek sit die lig aan. Dis skerp. Hoekom? Hy het tuis geraak in die donker. Lig konfronteer donker. Dis te skerp. Is interessant, as jy mense nie waarsku dat jy die lig gaan aansit nie, hou hulle oë langer toe. Hulle soek die lig, hulle het die lig nodig, maar hulle hou eerder hulle oë langer toe, want hulle het so gemaklik geraak. Hoeveel Christenmense dien die Here nog steeds met hulle oë toe in hierdie wêreld? Want die lig is te skerp. Is te konfronterend. Is baie makliker om vir iemand anders se issues te bid as vir joune. Beklemtoon, het gee
betekenis vir ons lewe. As jy ligge opsit. Dit laat realiseer, as jy sê, jy gee iets lig, dan laat dit beteken figuurlik, dit laat realiseer, of het maak iets 'n werklikheid. Nou, dis een van die woorde wat ons Pinkster charismatiese kringe baie gebruik, is die woord manifesteer. Dit beteken, dit wat jy lees, word werklik. Baie van ons sukkel om God se woord in ons lewens te laat manifesteer, want die lig van waarheid is te skerp, dan sit ons dit af. Wie is daar wat nie weet waar die ligskakelaars in jou huis sit nie? Enigiemand? Jy weet nou nog nie waar al die ligskakelaars in jou huis sit nie. Enigiemand? Jy weet. So as dit donker word, wat is jou eerste ding wat jy doen? Jy stap na 'n skakelaar toe. Ek weet van geen persoon, want ek was al by iemand wat ons gaan besoek het, dan is dit load shedding. Ek weet van geen persoon wat sê, "Jy, dis donker! Dis donker, prys die Here." Ek weet van geen nie. Volgende oomblik hoor ek net, hier skarrel mense rond, hulle soek kersse, of ons het sulke gloeilampies gekoop in die pastorie, wat jy kan aanskakel, want hy is klaar gelaai, hy het sy eie laaiertjie. Toe maar, klik, daar hoor jy, tjoep, daar gaan die lig aan. Hoe beïnvloed dit jou gesindheid teenoor 'n vertrek of 'n kamer, as dit te donker vir jou is? Sal jy met vrymoedigheid die lig kan aanskakel? Natuurlik! Toe maar, hier is die skakelaar. Selfs vir iemand vreemd, hoorie, toe maar, net daar bo jou kop, steek net 'n bietjie daar uit, die skakelaar is daar. Vrymoedigheid. Hoekom? Jy het dit al van tevore gedoen. Hoeveel van ons glo in ons geestelike lewe goed, wat ons nie vrymoedigheid het om te probeer doen nie? Pastoor, jy moet vir die siekes kom bid. Hoekom nie jy nie? Nee, ag, ek is nog nie op die regte plek nie. Voel 'n bietjie in die donkerte vir die skakelaar, man. Leer waar die skakelaar sit. Leer waar sit die skakelaar. Hoe kry ons dit dan reg om die Heilige Gees se lig weg te steek, as dit die antwoord vir 'n donker wêreld is? Hy sê, 'n lig kan nie onder 'n emmer weggesteek word nie. Maar hoekom is dit nog donker by jou werk? Hoekom is dit nog donker in jou gesin? Hoekom is dit nog donker in jou familie? Ek dink die woorde, kan ek vir jou bid, is vir party mense bietjie weird hoor. Ek dink ons moet eerder begin om te sê, kan ek jou help om die lig aan te sit? Kan ek jou help om die lig aan te sit? Kan ek jou help die ligskakelaar soek? Hoe gee 'n bedlampie onder 'n emmer vir almal in die huis lig? Die lig is veronderstel om ons goeie werke te beklemtoon, om ander te inspireer om ons Vader te verheerlik. Jou lig moet ander inspireer. Voordat dit kan inspireer, gaan dit konfronteer.
sit gereeld in gesprekke met mense wat geloofslewens lei. Dan ry ek en my vrou daar weg. Dan sê sy vir my, dan blyk, dis van die min kere wat ek stil is, wat ek niks het om te sê. Dan sê sy, wat is jy so stil? Dan sê ek het niks om te sê nie. Ek is eintlik sommer nou depressief. Hoekom? Hoor waar is daai persoon in hulle geloofslewe? Ek is nie daar nie. Hulle het nooit gespog en my verkleineer en laat voel ek is benede nie, maar ek hoor waar hulle is, dan voel ek aangekla. Hoekom? Want ek besef hoe ek nog op die arm van vlees steun. En dan later vra ek vir die Here, Here, dit konfronteer my, maar hoe sal dit my inspireer om ook 'n inspirasie vir ander te wees? Ek wil vandag vir jou sê, as jy werklik geestelike inspirasie vir ander is jy voordat jy vir hulle inspirasie is, 'n irritasie. Daar's niks wat jou so kan irriteer, soos as jy in 'n donker vertrek instap, en iemand anders te kry die hele tyd die lig, en jy stamp jou tone, en jy loop in hierdie goed vas, plaas jy net nie oorhaastig was nie. Praat ek bietjie iets in iemand se gees raak vanmôre. Kom ons gaan verder. Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie. As dit jou nie konfronteer, weet ek nie. Maar sal die lig hê wat lewe gee. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie. O, pastoor, die wêreld is so donker. Wys hulle waar is die skakelaar. Wie my volg sal nooit in die duisternis. Nooit is lank, hoor. Maar sal die lig hê wat lewe gee. Oortuiging is aansteeklik en dit gee vrymoedigheid. Iemand wat oortuig is, al stem jy met hom saam, jy gaan seker maak of hy reg is. Want hy is so oortuig. Maar dan moet jy konstant oortuig bly. Ag, jy het al van tevore dit gesê en ons was al hier en nee, mense mag dit nie van jou sê as jy oortuig is nie. Ag, hy's nou alweer by daai bladsy. Nee. As jy oortuig is, moet jy konstant oortuig bly. God is nie 'n mens dat hy sal lieg of aan gedagte verander nie. So as jy oortuig is, moet jy bly by wat jy besluit. Anders te inspireer jy nie mense nie. Dan irriteer jy hulle ook. Ek is amper klaar. Maar hierdie is jy gereed vir hierdie een? Ek gaan dit vir jou stadig lees. Hierdie het my konfronteer, maar nou inspireer dit my om dit aan julle oor te dra. Geliefdes, kom ek sê dit gehou in die 53. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie. Ek wil dit net weer lees. As ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. Jy sukkel om oor jou sonde te kom wat die Here jou al lankal van vergewe het, nou het jy nie vrymoedigheid nie. Of jy voel skuldig omdat jy nog steeds besig is waarmee jy besig is. Nou wanneer jy in die teenwoordigheid van die Here kom, nou soek jy eerder fout. Hy sê,
vers 22, en wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie, met ander woorde sy wil bewaar, en doen wat welgevallig is voor hom. So nou sukkel jy met hierdie goed in jou hart, hoekom? Jy het die idee wat God van jou verwag nou nie. Of jy het die idee, maar die idee is nie vir jou goed nie. Want jy voel skuldig. En jy is eerder tevrede om met jou skuldgevoel saam te leef, as om deur die Gees van God gelei te word. En jy dink een diens 'n week, in die teenwoordigheid van die Here, tussen 'n klomp ligte, gaan jou lig aansteek. Nee, dit gee jou beskerming, ja. Maar as jy uitstap, is jy nog steeds op jou eie, sonder lig. Weet jy nog steeds nie waar is die skakelaar nie. En hy, wat sy gebooie bewaar, met ander woorde sy wil ken, bly in hom, en hy in hom. En hieraan weet ons, dat hy in ons bly, aan die Gees, wat hy ons gegee het. So nou moet ons vir mekaar sê, as die skrif sê, ons is onder verpligting. Wat is daai verpligting? Ek en jy moet gereeld seker maak wie ons volg. Ons moet gereeld seker maak wie het die voorreg om ons te laat lag en wie het die voorreg om ons te laat huil. Want as die verkeerde mense jou laat huil, gaan jy nie vrymoedigheid hê nie. Jy gaan bitterheid hê. Jaloesie. As die verkeerde mense jou inspireer, gaan die waarheid jou irriteer. As ons moet selfondersoek doen vanoggend, wat dra jy onnodig in jou hart? Weereens, dan praat jy met mense wat al hoe lank vies is vir wie ook al. Vra jy vir hulle, hoe lank is dit nou al? Nee, ons praat al vir jare nie met mekaar nie. Sê ek, okay, is reg. Wat het gebeur? Jo, pastoor, jy is nou vinnig op my. Weet jy wat is die waarheid? Dit is al so lank terug, hy het al vergeet waarvoor hy kwaad geword het. En as hy met jou praat, is dit nie sy weergawe nie, dis iemand anders se weergawe. Jy kan dit hoor. Dan hoor jy die persoon sê, hulle praat nou al jare nie met mekaar en, dan vra jy maar, ja, maar hy het nou die dag gesê, maar jy het gesê, julle praat al jare nie met mekaar nie. Jy sien, sonder 'n stok kan jy niemand slaan nie. En hieraan weet ons dat hy in ons bly, aan die Gees wat hy ons gegee het. So die Gees het jou gelei om kwaad te bly. Die Gees het jou gelei om so geniepsig te wees, as jy praat oor die persoon. As dit is, moet jy nie verras wees, as dinge in jou lewe nie verander nie. Want die Gees wat God ons gegee het, is nie 'n lafhartige gees nie, sê die een vertaling, maar een van krag, liefde en selfbeheersing. Iemand wat agteraf vrymoedigheid het, word nie deur die Gees geïnspireer nie. Nog 'n sinnetjie wat jy kan ingooi. Ek dink jy moet dit vir hom sê. Ek dink jy moet dit vir haar sê. Mense kan so oortuig wees, dan sê ek, hoor jy weet hierdie persoon afvan. Nee, maar ek gaan ook nie vir hom, dan sê ek, maar as jy nie bereid is om vir hom te sê nie, wil ek ook jy moet dit vir my sê.
maak meer staat op die leiding van die Heilige Gees as enigiets anders. Dan help hy jou tot met die vrymoedigheid. Here, wat wil U hierdeur vir my sê? Wag tot dit hy praat dan. Moenie beweeg asof hy niks het om te sê nie. God het altyd iets om te sê. God het altyd iets om te sê. En weet jy wat, al is dit nie die pad van genade, jy sal 'n ryk man, 'n ryk vrou sterf, as jy 'n hart vol genade het. Maar as jy nie 'n hart vol genade het nie, moet ek ongelukkig vir jou die slegte nuus gee. Al besit jy wat, gaan jy 'n arm mens sterwe. Want niks wat jy besit, kan bitterheid wegneem nie. Kan skuldgevoel wegneem nie. Sjoe. Ek weet nie van jou nie, maar ek voel gekonfronteer met die waarheid vanmôre. Wie is daar vanmôre wat saam met my op jou voete wil spring en jou hande wil uitsteek en sê, Here, Here, ek wil geesgeleid wees, Here. Here, ek besef ek het my vrymoedigheid verloor, Here. Ek het my vrymoedigheid verloor, Here, omdat my hart nie in die posisie is, in die toestand is wat dit moet wees nie. Ek het my hart vir U saak en die mense verloor. Ek het nie meer onderskeiding nie, Here, want ek staan op die arm van vlees. Ek staan op die woorde en die inligting van 'n kinderstorie en van 'n nuusberig, maar ek het lanklaas gehoor hoe U stem klink. Kom aan daar waar jy staan. Bely. Sê, Here, leer my geesgeleid wees. Here, gee my vrymoedigheid vir my terug. Here, ek bely, dis sommer 'n leuen van Satan dat ek sê ek kan nie voor mense bid nie. Ek besef, Here, U dalk 'n woord op my lippe. U dalk 'n woord op my lippe, maar om my mond toe te hou, Here, kan ek nie verder groei nie. Dis tyd dat geesgeleidheid weer ons vrymoedigheid terugbring. Kom aan, ek en jy kan nie meer langer sê, ja, maar ek het ervaar, ek moes dit en dit, maar ek het nie. Mense blus nie die gees van God uit nie. Blus nie die gees van God uit nie. Blus nie die gees van God uit nie. Kom ons praat nie meer oor wat ons moes gedoen het nie. Kom ons gee God die eer vir wat ons gedoen het deur hom. Dani, dis tyd om jou mond op te maak, sê die Here, jy het lank genoeg nou stil gebly. Die Here sê vrymoedigheid beteken nie oorhaastigheid nie, tree vir tree. Moenie jou gesig langer wegdraai nie. Here, dankie vir hierdie diens. Sjoe, Here. Dankie dat ek weet, U praat nog met ons. Laat U naam geheilig word. Laat die koninkryk kom hierdie week. En Here, ek praat met myself. Gebruik my. Gee my vrymoedigheid. Maar Here, help my dat dit sonder oorhaastigheid kom. Want ek wil nie emosioneel reageer nie.
Ek wil geesgeleid vrymoedig wees. Doen dit vir ons, Here. Want die oes is besig om te vergaan. Help ons om ons sekels te slyp met die woord. Ons bid en vra dit alles in Jesus naam. Amen en amen. Mag die Here jou seën.